Halleluja, halleluja, Jesus komt es voor. Hier door die water stromen vallen. Ze wondert schoen, eens zal ik van blijdschap huppelen aan die einde van die reis. Halleluja, 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 Jesus komt es voor die dier. Halleluja, halleluja, Jesus komt es voor die dier. Prijs die Heere voor die water stromen vallen. Zonder schoen, zonder schoen, eens zal ik van blijdschap huppelen aan die einde van mijn reis. Prijs die Heere, halleluja, halleluja, Jesus komt es voor die dier. Halleluja, halleluja, Jesus komt es voor. Oh, halleluja, halleluja, oh ja, Jesus komt voor die dier. Halleluja, halleluja, Jesus komt es voor die dier. Hallelujah, hallelujah, I'm living on the mountain, underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. I'm feasting on the manna from a bountiful supply. Yes, I'm dwelling in Beulah. Oh, I'm living on the mountain, underneath the cloudless sky. I'm drinking of the fountain that never shall run dry. I'm feasting on the manna from a bountiful supply. Yes, I'm dwelling in Beulah. Oh, I'm living on the mountain, underneath the cloudless sky. Oh, I'm drinking of the fountain that never shall run dry. I'm feasting on the manna from a bountiful supply. Yes, I'm dwelling in Beulah. Oh, I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking of the fountain that never shall run dry. I'm feasting on the manna from the bountiful supply. Yes, I'm dwelling in Beulah. Oh, I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking of the fountain that never shall run dry. I'm feasting on the manna from the bountiful supply. Yes, I'm dwelling in Beulah. Praise the Heere, I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking of the fountain that never shall run dry. I'm feasting on the manna from the bountiful supply. Yes, I'm dwelling in Beulah. Oh, I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking of the fountain that never shall run dry. I'm feasting of the manna from the bountiful supply. Yes, I'm dwelling in Beulah. Oh, yes, I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking of the fountain that never shall run dry. I'm feasting of the manna from the bountiful supply. Yes, I'm dwelling in Beulah. Oh, yes, I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking of the fountain that never shall run dry. I'm feasting of the manna from the bountiful supply. Yes, I'm dwelling in Beulah. Oh, yes, I'm living the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking of the fountain that never shall run dry. I'm feasting of the manna from the bountiful supply. Yes, I'm dwelling
from the bountiful supply. Yes, I'm dwelling in new land. Oh yes, I shall not be moved. Oh, I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water, I shall not be moved. Oh, I shall not be moved. Yes, I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water. Yes, I shall not be moved. Hallelujah, Jesus is my Savior. I shall not be moved. Jesus is my Savior, and I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waterside, I shall not be moved. Hallelujah, I shall not be moved. Yes, I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waterside, I shall not be moved. Hallelujah, Jesus is my Savior, and I shall not be moved. Jesus is my Savior, I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water, yes, I shall not be moved. Hallelujah, Jesus is my Savior, and I shall not be moved. Jesus is my Savior, and I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water, yes, I shall not be moved. Hallelujah, I shall not be moved. Yes, I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waterside, I shall not be moved. Hallelujah, I shall not be moved. I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water, yes, I shall not be moved. Hallelujah, I shall not be moved. Yes, I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water, yes, I shall not be moved. Oh yes, there's a river of life flowing down through me. It makes the lame to walk and the blind to see. Yes, He opened prison doors, set the captive free. Oh, there's a river of life flowing down through me. Hallelujah, there's a river of life flowing down through me. Yes, it makes the lame to walk and the blind to see. Yes, it opened prison doors, set the captive free. Oh, there's a river of life flowing down through me. Hallelujah, there's a river of life flowing down through me. It makes the lame to walk and the blind to see. Yes, He opened prison doors and set the captive free. There's a river of life flowing down through me. Oh, there's a river of life flowing down through me. Makes the lame to walk and the blind to see.
open prison doors, set the captive free. There's a river of life flowing down through me. Hallelujah, there's a river of life flowing down through me. It makes the lame to walk and the blind to see. Hallelujah. It opened prison doors and set the captive free. Oh, there's a river of life flowing down through me. Oh, hallelujah. There's a river of life flowing down through me. It makes the lame to walk and the blind to see. It open prison doors, set the captive free. There's a river of life flowing down through me. Hallelujah, hallelujah. Praise die naam van die Here, hallelujah. Dankie Here Jesus. Dankie, hallelujah. Praise die Here. Onse Vader, ons sê vir U baie dankie dat ons na U toe kan kom deur U Seun, ons Here Jesus Christus. En o Here Jesus, ons wil baie, baie dankie sê dat U het aarde toe gekom om vir ons te kan water gee van die lewe verniet. Halleluja, ons weet die Heilfontein is daarbo, ons weet die strome van water is daarbo. Ja Here, maar U het hierdie water gelei na ons kant toe, sodat ons kan drink van die strome van lewende waters. Baie, baie dankie Here, dat dit ons siele verkoop, ons harte versterk. Ja Here, ons hele nuwe mens sal vul met heerlikheid en krag. Baie, baie dankie dat ons so dan in hierdie oomblikke kan vra, o Here, soos ons gesing het, there's a river of life flowing down through me, Here, laat hierdie stroom van lewende waters werklik sal vloei deur elke kind van God. Halleluja. Here, want is net hierdie lewende waters wat ons gees en ons siel kan lewend hou. O Here, en ons liggaam word daardeur verkoop en versterk. Baie, baie dankie dat ons weet in hierdie aand, Here, dat U is waarlik die een wat doop met die Heilige Gees en met vuur. Daarom roep ons na U, dat U waarlik in hierdie daad dit sal doen wat U woord sê, U kom het om te doen, om te doop met die Heilige Gees en met vuur. En Here, vir die wat daar reeds gedoop is met die Heilige Gees, ja, Here Jesus, laat hulle nie sal veroorsaak dat die Gees geblus sal word. Die blus die Gees nie uit nie, Here, maar laat hulle lewens so sal versterk word, laat die vuurkrag van die Heilige Gees weer sal opvlam hulle binneste tot volle heerlikheid in die Here. Halleluja, Here, want ons as mens het waarlik die Heilige Gees nodig in die tyd waarin ons lewe. En ons vra vir U, Here, dat U sal doop met die Heilige Gees, ja, soos op Pinksterdag en nog meer, Here, sodat hierdie heerlikheid van hierdie evangelie versprei kan word oor land en see, dat menige mense harte en sy siel verkoop en versterk sal word in Jesus se naam. Halleluja, kom verheerlik U dan in hierdie aand in ons midde, Here, en laat die Gees van die Here sal werksaam wees en sy doel sal bereik in elke lewe. Halleluja, ons eer U, omdat ons weet, Here, dis wat U doen, U doop met die Heilige Gees. Here, U maak niets ons hele binneste. Baie, baie dankie dat ons dit vra in Jesus naam. Bid Here dat U dan ons ook in hierdie aand sal seën met U woord. Laat ons waarlik sal besef wat die impak van U woord is en hoe gehoorsaam ons daaraan moet wees en hoe
ons vol liefde vir die waarheid is. Dankie, Here. Ons weet dit werk alles deur een Gees. En ons eer U vir die Heilige Gees wat U aan ons gegee het. Daarsonder kan ons nooit geestelik groei, Here, en versterk word en ander kan versterk. Baie, baie dankie, Here, dat U dit aan ons gegee het om dit so te doen. Baie dankie, ek vra, Here Jesus, dat U ons nou saam sal seën, laat U naam verheerlik word en laat die Gees van die Here waarlik sy vrye toegang in en deur elke lewe hê. Dankie daarvoor in Jesus se mooi naam en ons prys U. Halleluja. Prys die Here, ons is dankbaar om saam te wees. Ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ek is pastoor Flippie Gerber, my telefoonnommer is 082-874-1705. Halleluja. Ons is dankbaar dat ons weer met die woord van die Here kan aangaan en ons het laas Sondag aand gepraat oor waar die woord sê, blus die Gees nie uit nie. En ons het gesien hoe ons as kinders van die Here die Gees kan uitblus. Dit meen as Paulus sê blus die Gees nie uit nie, dan sê dit eintlik vir ons moet pas op dat die Gees nie uitgeblus word. Blus die Gees nie uit nie. Dis eintlik 'n bevel. Want as ons die Gees uitblus, dan gaan dit ons eie toedoen wees. Nee, die Here nie. Dit help nie ons bid vir herlewing en intussen blus ons die Gees uit. Dit help nie ons profeteer, daar gaan herlewing wees en intussen blus ons die Gees uit. Hoe sal die Heilige Gees kan saamwerk? Hoe sal die Heilige Gees kan opereer? Hoe sal die Heilige Gees dan dit so vaardig raak, dat die prediker nie nodig het om te preek nie, ensovoorts, en die mense is onder die krag van die Heilige Gees. Halleluja. As ons nie die Heilige Gees kan uitblus nie, sal daar geen negatiewe uitwerking in die gemeentes wees nie. Maar ongelukkig kan ons die Gees van God uitblus. Halleluja. En dit is wat ons moet onthou. Halleluja. En ons dank die Here, dat wanneer ons gaan kyk na die woord, en ek wil oor iets wonderliks praat, wat die Here vir my gegee het, en dit is dat, hy sê dit in Romeine, en ek wil dit net graag lees, dit is daar by die 11de, 10de hoofstuk van Romeine, hy sê hierdie woorde, net gekry Romeine, prys die Here. Hy sê hierdie woorde, kom ons lees van die 17de vers, Romeine 11 vers 17. Hy sê, en as sommige van die takke afgebreek is, en jy wat 'n wille olyfboom was, onder hulle ingeënt is, en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom. Hierdie is in my wonder dat die heidene, baie interessant, en die mense wil vandag voorgee, en sê ja, dat die 4 evangelies het net met die Israeliete te doen, met die Jode te doen, dit het niks met ons te doen nie. Ek wil hulle vandag vir iets sê. Daar kan net een stam wees. Daar kan net een wortel wees. En die Here het van die takke afgebreek, hy het nie gesê hoeveel nie. En het ons as wille takke, het hy op diezelfde stam as Israel ingeplant, ingeënt. En hierdie stam word deur die een wortel wat Christus, want hy is die wortel uit die geslag van Dawid, sê die woord van die Here. En wat hier interessant is, 'n boom wat by die waterstrome geplant is. Ek wil net hê jy moet kyk na dit. Sy water en sy voedingswaarde word deur die wortel opgeneem. Daarom, as hy by waterstrome geplant word, dan is dit 'n oorvloed dat die voedingswaarde opgesuig word. En dit word in die hele boom in versprei.
En nou sê die woord van die Here vir my, die volgende vers. 18e vers. Moet dan nie teen die takke roem nie. Wat is die wortel en die vettigheid? Want ons moet nie teen die takke roem nie. Want hy sê hierdie mooi woorde. Dit is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel vir jou. Dit meen die wortel van hierdie olyfboom, dit dra my as heiden en dit dra die Israeliet. En deur daardie wortel word ons word die voedingswaarde opgeneem en dit word opgestoot deur die stam in die takke in. En wat hier belangrik is, daai hele boom word gedra deur die wortel. Die wortel en die takke is ver van mekaar af, omdat daar 'n stam tussen die twee is. Halleluja. Nou word ek gedoop met die Heilige Gees en ek drink uit die strome van lewende waters. Ons sing, daarboven is een heilfontein. There's a river of life flowing down through me. Wat baie interessant is. En dit is dat die strome van lewende water is in die stad. En dit vloei deur hierdie stad. Dis waar die lewende water is. Maar die wortel suig hierdie water met sy voedingswaarde op. En ons word daardeur gevoed. Ons is hier op aarde. Dit meen die wortel neem het op, stoot dit deur die stam, sodat daardie voedingswaarde, daardie water, van bo af ons versterk en opbou, en ons word versadig, en ons dors word geles, ensovoorts, want dit kom van bo af. Dit is waar die boom geplant is, die olyfboom. Nou, langs die strome van lewende waters, wat in die hemel vloei, en hy het die wortel, en hy is die stam, en dit vloei na die takke toe, van bo af, na die aarde toe, sodat ons dit weer kan opneem, want ons is saam met Christus geplant by waterstrome. Halleluja. En dis waarom alles van bo af kom. Dis waarom die woord sê, alle goeie gawes kom van die Vader. Nou, hier is baie belangrik. Dit meen selfs die water wat die Here Jesus ons gee, om van te drink, kom van bo af na ons. En ons, wat in die gees geplant is by waterstrome, ons drink daardie water en daardie voedingswaarde in, deur een wortel Christus Jesus, en ons is op hierdie stam ingeënt, so dit word outomaties in ons opgestoot. Halleluja. En dit is waarom hierdie koortjie so mooi is. Hy sê, I shall not be moved. Just like a tree planted by the waterside, I shall not be moved. Want dit is hier. Ek is 'n boom. En wat interessant is, hy sê die wortel draai jou. Halleluja. En dit meen, as jy op die stam ingeënt is net soos die wingerdstok. Christus is die wortel, en hy is die stam. En die takke groei uit deur die stam uit. Halleluja. Maar wat hou alles aan die groei? Wat hou alles sterk? Wat maak die stam sterk? Wat maak die takke sterk? Die wortel. Dit meen, as ek nie saam met Christus geplant is by strome van lewende water nie, gaan, ek praat van in die gees, want die Heilige Gees het te doen met ons gees, en ons siel, en die liggaam, halleluja, hy geniet het, wanneer jy in die gees is, wanneer daar strome van lewende water deurvloei, dan is dit tot voordeel van die liggaam ook, halleluja. Dit meen, nou kan die liggaam hom verlustig om die Here te dien, deur die Heilige Gees, hierdie strome van lewende water, prys die Here, dat dit alles op die einde van die dag 'n uitwerking op die hele liggaam. En dit is waarom ons daai koortjie sing, dis heerlik om die Here te dien. Waarom?
want ons word gevoed van lewende waters, wat uit die hemel, deur ons opgeneem word. Halleluja. En dit verkoop ons siele, tot groot blydskap en heerlikheid. So, onthou, dis die wortel wat ons dra, en as ons 'n boom wat geplant is by waterstrome, dan het ons 'n wortel. Maar hier, dit bly nog steeds net een wortel. Hoe werk dit? Ek gaan nou nie al die skrifte kan lees nie, maar dit werk so. Die stroom van lewende water loop in die middel van hierdie stad. En aan weerskante is daar die boom van die lewe. Nou, hier is vir my die wonder van die hele saak. As ek in die wingerdstok ingeënt word, dan word ek outomaties ook ingeënt op die olyf, op die olyfboom, dit ben op hierdie stam. Ek word deel van die takke. Nou, ek weet, hier in die Kaap is daar baie sulke bome, soos wat die wortel groei, so kom daar bome uit. En dit is wie Christus is. Hy is die wortel. En soos wat, ek wil amper sê, siele gered word, word ons op die wortel ingesny. Halleluja. Dat ons eintlik 'n planting van die Here kan word. Terebinte van geregtigheid, geplant by waterstrome. Dit meen, deur een wortel, Christus, waarop ons groei, word deur die lewende water opgeneem met die voedingswaarde, en ek, wat 'n boom is, wat geplant is by waterstrome, ek meen, ek kan opneem soveels wat ek wil hê. Ek kan verdor, al is ek op die wortel ingeplant, as ek die Heilige Gees, soos die woord sê, blus die Gees nie uit nie. As ek die Gees van God uitblus, dan verdor ek. En dan raak ek later, eintlik, word ek afgesny. Maar, dit net vir een oomblik. Hoeveel miljoene mense is op hierdie wortel ingesny? Hierdie een wortel. Wat die boom van die lewe. Want elkeen van ons wat die seun het die lewe. En hy is die boom van die lewe. So die oomblik as ek op dieselfde wortel ingesny word, dan raak die boom al meer en meer. En dit meen soos wat die stroom van lewende water vloei, van die, kom ons sê, van die troon af tot aan die ander kant, die Bybel praat van 1500 myl, soos dat die stroom vloei, so word die boom van die lewe al meer en meer en meer. En dit gebeur wanneer ons in die wortel ingesny is, dat die wortel my ook kan dra. Nie net die stam nie, maar ook die wortel my kan dra. Dis waarom hy sê, dis nie jy wat die wortel dra nie, maar dis die wortel wat jou dra. Want hierdie wortel staan by die stroom van lewende waters. Nou, en hierdie wortel kan vir my water gee, sodat 'n lewende water gee, sodat ek 'n stroom van lewende water word, wat deur my, in my vloei, halleluja, stroom van lewende water, wat vloei tot in alle ewigheid. Want ek is op dieselfde wortel. Dit meen hierdie boom, wat langs die rivier staan, die boom van die lewe, aan weerskante, is interessant, aan weerskante, en hy is so ver as wat hierdie stroom loop, so ver groei hierdie boom. As gevolg van mense wat na die Here gekom het, en hulle is ingesny in hierdie wortel. Halleluja. Die takke, praat hy van, dis nasies, volke en tale ensovoorts. Praat van die maktakke, dis Israel. Die ander takke is heidene, al die heidense nasies, volke, tale, nasies. Dis takke, maar persoonlik word ons 'n planting van die Here. Ons word in die wortel ingesny, sodat ons in hierdie wortel kan groei. Halleluja. En dat hierdie strome van lewende waters met hulle voedingswaarde
deur die wortel opgeneem word en ook in my as 'n boom van 'n planting van die Here kan deurvloei. Halleluja. En dit is wat die woord van die Here eintlik vir ons sê. Prys die Here. En wanneer ons dan kyk na al hierdie dinge, wanneer hierdie water opgeneem word met sy voedingswaarde, dan is daar resultate. Ek weet ons sing, there's a river of life flowing down through me. Makes the lame to walk and the blind to see, open prison doors, en dit is wat dit doen. Halleluja. En die woord van die Here is baie wonderlik. Ek wil net 'n vers of 2 lees wat vir my baie wonderlik is. En ek gaan eers daarna Openbaring toe, want dit is seker die mooiste vers wat daar is, wat ons kan lees oor hierdie stroom van lewende water. En dit is Openbaring 22. Hy sê, en hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en die Lam. Nou gaan hy verder. In die middel van sy straat, dit meen die straat, as ek kan praat, kom ons praat van die hoofstraat van Jerusalem daarbo. Hierdie rivier vloei in die middel van die straat. Dit meen aan weerskante is daar straat. Dis soos ons. Ek meen ons het dubbelbane en daar's 'n middelmannetjie. Maar hier is nie 'n middelmannetjie nie. In die middel is die rivier wat loop. En langs die kante is die straat wat loop. En dan kom hy verder en hy sê, halleluja. Hy sê in die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe. Weerskante van die rivier. So wat jy kry die rivier, jy kry die boom van die lewe en dan kry jy die straat. So ons is op die wortel ingesny. Tussen die rivier en die straat. Halleluja. Want ons moet ook wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. En hierdie ding is vir my baie wonderlik. As jy by die rivier van lewende waters, as jy daar geplant is of ingesny is op die wortel, want die wortel dra heel, dan is daar 'n konstante, onafgebroke opneem van water met voeding daarin, wat my as 'n boom voed met lewe, met krag, met alles wat ek nodig het. Halleluja. Christus is die olyfboom en ons is olyfboompies wat langs hierdie straat staan. Shall we gather, ons sing daai koortjie, shall we gather at that river? Ja, ons sal. Jy moet net sorg dat jy op die wortel ingesny is. Prys die Here. Want as ons hier uitlewe, dan lewe ons in dit wat nooit kan vergaan nie. En dan moet jy deel van die boom van die lewe wees wat langs hierdie rivier loop. Altyd, so ek sê, is daar vir jou lewende waters. En die woord van die Here kom dan en hy sê in die ek wil weer lees uit die 17de vers Openbaring 22. Hy sê die Gees en die bruid sê kom. Dit meen wat gebeur hier? Ons word genooi om te kom, om wat te word? Om deel te word van die boom van die lewe wat aan die weerskante van die rivier is. En die oomblik as ek gekom het en gedrink het, hierdie voedingswaarde water wat deur die wortel opgeneem word en in my ingestoot word, dan les dit my dors, dit gee vir my lewe en ek het lewe in oorvloed. En dit is wat ons na toe genooi word. Hy sê kom en dan sê hy verder en laat hom wat hoor sê kom. Ons hoor, hy nooi ons kom, ons hoor wat gebeur.
En ons wat hoor wat die woord sê van die stroom van lewende waters met die olyfboom. Ons roep ook uit, kom, vir wie? Kom, vir die ander, kom. En laat hom wat dors het, kom. En laat hom wat wil, die water van die lewe neem verniet. Wil jy van hierdie water van lewe neem verniet? Wil jy? Die uitnodiging is daar, kom. En die kind van die Here wat gedoop is met die Heilige Gees, en wat die Gees nog nie in sy lewe uitgeblus het nie, hy staan langs die stroom van lewende water, just like a tree planted by living waters. Hy staan daar, en hy roep na jou, kom, as jy wil, kan jy ook ingesny word op hierdie wortel, Jesus wat die wortel is, sodat jy 'n boom, 'n planting van die Here kan wees, na sy geregtigheid, en deel word van die boom van die lewe, wat langs hierdie rivier groei. O, halleluja. Elke ding in die woord van die Here is volmaak, en dit is wat die woord hierso van praat. Kom, en hy sê in Jesaja, net gou so toe blaai, Jesaja 55, halleluja. Alreeds in die Ou Testament is die mens genooi. Hy sê, Jesaja 55 vers 1, hy sê, o, almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom, koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Is dit nie wonderlik nie? Laat hom wat dors het. Dit meen, as jy dors het en jy kom, dan gaan jy nie net water kry nie. As jy honger het, gaan jy voedsel kry. En hy gaan so ver, alles verniet, sonder prys, sonder geld. En hy voeg self die wyn en die melk by. Halleluja. Dit is wat gebeur. Halleluja. Ons moet op die plek kom, soos wat het was in Handelinge, toe die Here die Heilige Gees uitgestort het, toe die mense gesê het, dit is so vroeg in die môre, en kyk, die mense is al reeds dronk. Toe sê hy, Petrus, maar die mense is nie dronk van wyn nie, maar hulle is gevul met die Heilige Gees. En dis die wyn, hierdie vervulling met die Heilige Gees, in sy volheid in. Nou, dit maak jou amper soos 'n dronk mens. Die Heilige Gees kan met wyn vergelyk word. Maar hierdie is vir my so wonderlik. En alles gebeur net as gevolg van een ding. En dit is, as jy op die wortel ingesny is, of ingeënt is, halleluja, dan gebeur al hierdie dinge, want nou drink jy, en terwyl jy drink, roep jy ook na ander. En as daai ene begin drink, en hy is ingesny, ek ben dan roep hy na ander, kom, laat hom wat wil kom, laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. En Jesaja sê, sonder geld en sonder enigiets. Dan wil ek net gou na Jesegiel 47 gaan. Ek wil net al 'n versie of 2 lees, want die Ou Testament beskryf goed, Nuwe Testament bevestig dit, en wanneer ons na die skrifte gaan kyk, dan sien ons dat alles is net soos wat die woord dit geskryf het. In die Ou Testament, Nuwe Testament, Jesegiel 47 praat hy van die heilige waters. Hy sê, toe die man na die ooste uitgegaan het, met 'n meetsnoer in sy hand, het hy 1000 el gemeet. En hy het my deur die water laat gaan, waters tot aan die enkels. Dis die twee strome wat uit die troon uitkom. Die Bybel beskryf dit ook hierso. Nou, so net soos in Openbaring. En toe het hy nog 1000 gemeet, en my deur die waters laat deurgaan, waters tot aan die knieë. En hy het nog 1000 gemeet, en my laat deurgaan, waters tot aan die heupe. In die 5de vers, verder het hy nog 1000 gemeet, en 'n stroom wat ek nie kon deurgaan nie, want die waters het opgereis. Waters om in te swem, 'n stroom waar 'n mens nie kan deurloop nie. Halleluja. En dis die wonder van hierdie water. Jy beland in die stroom waar jy nie kan deurloop nie. Halleluja. Dan gaan hy verder. Ek 6de vers, en hy het vir my gesê, het jy dit gesien, mensekind?
toe het hy my weer terug laat loop aan die kant van die stroom. Aan die kant van die stroom. Kyk wat gebeur hier, die 7de vers. Terwyl ek teruggaan en kyk, toe het ek aan die kant van die stroom 'n menigte bome gesien aan al twee kante. Dis presies wat Openbaring 21 van praat. 22, die eerste vers. Stroom van lewende waters aan weerskante was die boom van die lewe, maar hy sê hier iets baie mooi. Ek wil dit weer lees. Terwyl ek teruggaan, kyk, toe het ek aan die kant van die stroom menigte bome gesien aan al twee kante. Wie is die menigte bome? Dis ons wat geplant is, ingeënt of ingesny in die wortel. Wat staan by die rivier van lewende waters. Ons is daar ingeplant, ingeënt in die wortel. En ons vorm 'n menigte van bome. Elke een van ons is op hierdie een wortel wat vir ons die water opsuig met die voedingswaarde en dat deur ons stoot. O, halleluja. Sodat ons kan vol raak van die Heilige Gees. O, prys die Here. Dit was vir my so wonderlik toe ek dit lees. Prys die Here, die menigte van bome. Dit sê net een, dat Openbaring wat hy praat van die boom van lewende water aan weerskante van die rivier. Nou dit is menigte bome en ons is daar die bome. 'n planting van die Here, die wortel wat ons dra, die wortel wat ons voed, waters. Halleluja, prys die Here. En ons sal ons vrug dra. 12 maande in die jaar. Halleluja. Want ons staan geplant by die stroom van lewende waters. Waters, jy beweeg in dit, eers enkel, dan nie diepte, dan heupdiepte. En dan reis die water vir jou op, is eintlik jy gaan dieper af. Nee. Daai koortjie sê steek af waar dieptes is. Verlaat die vlakke grond. Dit meen verlaat hierdie vlakke. Beweeg al dieper en dieper tot waar jy nie meer kan deurloop nie. Waar jy eintlik swem en dan is jy in die volle heerlikheid van God. Maar jy is tog nog geplant by hierdie stroom van lewende waters. O, halleluja. En ek dank die Here in hierdie aand. Dit het die Here vir elke een die belofte gemaak het. En dit is dat ek my bekeer en met water laat doop. Paulus sê, en die belofte van die Heilige Gees, nou kom ons toe. Petrus sê dit, die Here Jesus sê dit. Ek weet elke een in die woord sê dit, dit kom ons toe. Dit is vir ons en ons kinders en dit is op alle mense. Dit is daar vir elke ene. En as jy die dag geplant is by waterstrome, wil ek vandag vir iets sê, daar is niks op hierdie aarde wat jou kan laat wankel nie, wat jou kan neerslaan nie, niks. Want jy is geanker saam met Jesus, deur die wortels, by strome van lewende waters. Halleluja. Laas Sondag gehoor van die troebelwater, die herders doen dit. Hulle trap hierdie water troebel, sodat dit nie meer helder is, sodat ons nie meer helder kan sien wat dit alles behels nie. Maar die oomblik as jy kan sien wat dit alles behels, en dat ons langs hierdie stroom in hierdie wortel ingesny of ingeënt is, halleluja, ons is saam met Christus daar geplant. Die strome van lewende waters, wat vloei tot in ewigheid. O, halleluja. O, halleluja. O, halleluja. Prys die Here, Here Jesus, dankie dat ons deur U na die Vader kan kom en sê, Vader, U die Heilige Gees aan die Seun gegee.
Dankie vir elkeen wat daar reeds gedoop is met die Heilige Gees, wat geplant staan by waterstrome. Op U die wortel. Halleluja. O Here, ons smaak dit, ons beleef dit. O, die heerlikheid, die krag, die volheid, Here, want hierdie stroom van lewende water, sy waters word opgeneem in die wortel en deurgestoot na ons. O, halleluja. O, halleluja, dankie, dat ons het elke oomblik van die dag kan beleef. O, Here Jesus, daar is niemand wat die water kan afsny. Daar is nie sonder water. O, Here, daar is altyd, as jy daar geplant is. Elkeen wat gedoop is op die Heilige Gees. Here, laat hulle sien waar hulle werklik geplant is. Geplant saam met Christus, want op die wortel is ons ingeënt. En Here, ons bid vir hulle wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees. Here, wanneer ons so luister hoe dat mense spesiale dienste of byeenkomste reël oor die Heilige Gees, om meer te weet van die Heilige Gees en al die werkende ensovoorts. Here, dan sê dit vir my net een ding. Die mense waarmee hulle te doen het, is nog nie geplant nie. Is nog nie ingeënt nie. Here, want die oomblik as hulle op die wortel ingesny of ingeënt word, dan het niemand nodig om hulle enige iets te leer nie. Want die Heilige Gees, hierdie stroom van lewende water wat deur die wortel opgeneem word en in ons opgestoot word, sal hulle leer aangaande alles. Geen mens sal nodig hê. O Here, ons bid vir die mense wat geheer om gedoop te word met die Heilige Gees. Vir hulle vra, Here, maak hulle los. En laat hulle sal uitroep, Here, ek wil nie meer weet nie. Ek wil nie meer leer oor die Heilige Gees. Ek wil gedoop word met die Heilige Gees in vuur en krag, soos op Pinksterdag. Dis wat ek begeer. Want dan sal die Heilige Gees my leer en lei in die hele waarheid. O Here, ja, by ons stop die mense wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees, is vol van kennis van die Heilige Gees en hulle ontvang dit nooit. Wees genadig in Jesus naam, dat ons die begeerte by hulle sal opwek, om dit te begeer wat die woord sê, hulle toekom. Halleluja! En o Here, dit kom elkeen wat gered is en gedoop is toe, om ingesny te word, op die wortel van die boom van die lewe, sodat strome van lewende water deur hulle kan vloei. O, Here, hoor hierdie mense, en doen dit vir elkeen in die Here se groot naam, en ons prys U daarvoor. Halleluja. Halleluja, halleluja. Dankie vir groot genade, Here. Dankie dat U ons hoor. O, Here Jesus, laat die een dit sal laat verbygaan nie. Maar Here, laat hulle gryp met al twee hulle hande, dat U hulle sal vul met die Heilige Gees. O, halleluja. O, halleluja. Baie, baie dankie, Here. Halleluja. Prys die Here. Dankie, Here Jesus. There's a river of life flowing down through me. Oh yes, it makes the lame to walk and the blind, oh, and the blind to see. It opened prison door, set the captive free. There's a river of life flowing down through me. Oh, there's a river of life flowing down through me.
makes the lame to walk and the blind see. It opened prison doors, set the captive free. Hallelujah. There's a river of life flowing down through me. Oh, there's a river of life flowing down through me. Oh, it makes the lame to walk and the blind to see. It opened prison doors, set the captive free. There's a river of life flowing down through me. Hallelujah. There's a river of life flowing down through me. It makes the lame to walk and the blind to see. It opened prison doors and set the captive free. There's a river of life flowing down through me. Oh, Heere Jesus, halleluja. Ons het jaren lang gevraagd vir die water. Ons het jarenlang gebid vir die reën. O Heere, stuur ons die reën van die Heilige Gees. Want die reën bring verandering mee. Ja, ons het jarenlang gevraagd vir die water. Ja, Heere, ons het jarenlang gebid vir die reën. O Heere, stuur ons die reën van die Heilige Gees. Want die reën bring verandering mee. Ja, en dit is ster herlewing. En die Heilige Gees dan hier. Ja, dis ster herlewing. En die Heilige Gees dan hier. Ons het jarenlang gevraagd vir die waters. Ons het jarenlang gebid vir die reën. Heere, stuur ons die reën van die Heilige Gees. Want die reën bring verandering mee. O, dit is ster herlewing. O, en die Heilige Gees dan hier. Halleluja, dit is ster herlewing. En die Heilige Gees dan hier. O, halleluja, dit is ster herlewing. O, en die Heilige Gees dan hier. Halleluja, dit is ster herlewing. Die Heilige Gees dan hier. Halleluja, dit is ster herlewing. O, en die Heilige Gees dan hier. Prys die Here, dit is ster herlewing. En die Heilige Gees, prys die Here, dit is ster herlewing. O, en die Heilige Gees, prys die Here, dit is ster herlewing. En die Heilige Gees dan hier. Halleluja, prys die naam van die Here. Dank die Here. Ons is geplant by waterstrome. Met U wat die wortel is wat ons dra. Halleluja. Halleluja, ons eer U daarvoor. Dank die Here Jesus. Prys die Here. Ons wil vir elkeen baie dankie sê wat so elke Sondag aan saam met ons is oor die Heilige Gees.
geplant by waterstrome vir jou. Halleluja. En die Here seën u almal tot verheerliking van sy naam. En ons weet hy doen dit. Ons vra al hierdie mooi dinge in Jesus se naam en ons dank hom. Amen en amen.